Op die Damaskuspad gebeur daar iets met Paulus, en ons lees voor 'n paar minute die gedeelte uit Handelinge 22 vers 1 tot 16. Bekering en wedergeboorte. Ek wil dit so beskryf: God se inisiatief in die mens se antwoord. Wanneer ons Handelinge 22 lees of daaroor praat, sê ons byna outomaties dit was Paulus se bekering. Natuurlik nie verkeerd nie, maar dan kan dit maklik die indruk skep dat Paulus besluit het om homself tot Christus te bekeer. As ons egter die verhaal sorgvuldig lees, deeglik, sien ons iets heel anders. Dis Paulus wat Christus vind nie, dis Christus wat Paulus vind. Dit bring ons by 'n belangrike onderskeid tussen wedergeboorte en bekering. Die Bybel hou hierdie twee waarhede altyd by mekaar. As ons een beklemtoon ten koste van die ander, beland ons maklik in 'n dwaalleer. Bekering sonder God se werk word bloot menslike besluitneming. Wedergeboorte sonder bekering lei weer tot passiwiteit, asof 'n mens glad nie hoef te reageer nie. Handelinge 22 help ons om hierdie balans raak te sien. Paulus begin deur sy eie verlede te beskryf. Hy was nie 'n soeker na Christus nie. Hy sê self dat hy in Jerusalem opgevoed is, onder Gamaliel onderrig ontvang het, ywerig was vir God en die Christene vervolg het. Hy was oortuig dat hy God dien. Dit is belangrik om raak te sien, Paulus was ernstig godsdienstig, maar geestelik blind. En toe gebeur iets wat Paulus nooit sou kon beplan nie. Hy vertel, omstreeks die middag het daar skielik uit die hemel 'n groot lig rondom my geskyn. Hier is geen voorbereiding nie, geen uitnodiging nie, geen besluit nie, geen soeke nie. Net God wat ingryp. Die opgestane Christus openbaar homself aan Paulus en vra, Saul, waarom vervolg jy my? Hier begin alles. Dit is presies wat Jesus later vir Nikodemus sou leer. Tensy iemand van bo gebore word, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. 'n dooie sondaar wek hom nie self op nie. 'n blinde gee hom nie self sig nie. God doen die eerste werk. Ons noem dit wedergeboorte. Die Heilige Gees wat 'n mens geestelik lewend maak. Maar let op wat daarna gebeur. Sodra Paulus deur Christus gekonfronteer word, antwoord hy, wie is u, Here? En kort daarna, wat moet ek doen, Here? Dis die taal van bekering. Sy hart het verander. Sy denke verander, sy rigting verander. Bekering beteken letterlik om te draai. Dieselfde Paulus wat Christene vervolg het, wil nou weet hoe hy Christus kan gehoorsaam. Hier sien ons die Bybelse volgorde. God verander eers die hart, daarna verander die mens se lewe. Die Dordtse leerreëls stel dit baie mooi. God werk die nuwe lewe in die mens, maar hy behandel die mens nie soos 'n stok of 'n blok nie. Wanneer God die hart verander, maak hy mens juis gewillig om te glo en te gehoorsaam. En daarom kan ons sê, wedergeboorte is God se werk in die mens. Bekering is die mens se antwoord op God se werk. Die twee kan nie vir mekaar losgemaak word nie. Ons sien dit in Ananias se woorde. Hy sê nie vir Paulus, jy het jouself verander nie. Nee, hy sê, die God van ons vaders het jou bestem. Selfs Paulus' roeping kom uit God se besluit. Maar dan volg 'n oproep. Staan op, dat jou doop en was jou sondes af, terwyl jy sy naam aanroep. Dat is ook dis 'n daadwerklike reaksie. Die nuwe lewe word sigbaar in gehoorsaamheid. Dieselfde patroon loop deur die hele Nuwe Testament. Lydia se hart word eers deur die Here geopen. Daarna luister sy. Zacchaeus word eers deur Jesus geroep en daarna verander sy lewe. Die moordenaar aan die kruis ontvang eers genade. Daarna bely hy sy geloof. Ons sien oral dieselfde volgorde. God neem die inisiatief. Die mens antwoord met geloof,
en bekering. Die waarheid bring groot troos, né? As bekering net van my besluit afhang het, toe niemand gered word nie. Maar met God eerste werk, is daar hoop self vir die hardste sondaar. As Christus vir Saulus kon stilhou, stil het staan op die Damaskuspad, kan hy vandag nog mense verander. Terselfdertyd neem het geen verantwoordelikheid van ons weg nie. Wanneer God roep, moet ons antwoord. Wanneer hy sy woord laat hoor, moet ons glo. Wanneer hy ons sonde openbaar, moet ons bekeer. En daarom hoef ons nie te kies tussen wedergeboorte en bekering nie. Die Bybel kies nie. God wek nuwe lewe, die mens bekeer hom. God gee geloof, die mens glo. God werk, die mens antwoord. En daarom mag ons nooit sê, ek het myself bekeer asof het ons eie prestasie is nie. Maar ons mag nooit sê, ek hoef niks te doen nie. Die Bybel se waarheid is veel ryker. Die Here begin die werk van verlossing en hy bring 'n mens deur sy gees tot 'n ware, opregte en lewenslange bekering. En dan kan ons met eerlikheid sê, aan hom alleen kom al die eer toe. Hierdie is 'n gedeelte om vir ons die balans tussen bekering en wedergeboorte so 'n bietjie meer duidelik te maak. Lig op lig, Maluti FM 97.1. Byna aan die einde van ons program en ons lees 'n gedeelte uit die Nuwe Testament. Handelinge hoofstuk 22, die aangrypende vertelling deur Paulus van sy bekering. Handelinge 22 vanaf vers 1. Broers en vader, luister na wat ek nou tot my verdediging vir julle wil sê. Toe hulle hoor dat hy Hebreëus praat, het hulle nog stiller geword. Hy gaan toe voort. Ek is 'n Jood wat in Tarsus in Cilicië gebore is, maar ek het later hier in Jerusalem groot geword. As leerling van Gamaliel is ek streng volgens die opvatting van die wet en voorvaders opgevoed, en ek was net so 'n kampvegter vir God soos julle almal vandag is. Ek wou die mense wat die leer van Christus volg totaal uitroei. Man sowel as vrouens het ek gevange geneem en in tronke laat stop. Dit kan die hoofpriester in die Joodse raad bevestig. Van hulle het ek self bekendstellingsbriewe aan die Joodse broers in Damaskus gekry om ook daar hierdie mense in hegtenis te gaan neem en Jerusalem toe te bring om gestraf te word. Terwyl ek op reis was en naby Damaskus gekom het, het daar teen die middag skielik 'n sterk lig uit die hemel op my gestraal. Ek het op die grond neergeval en 'n stem vir my hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u, Here, het ek gevra. Ek is Jesus van Nasaret, het hy my geantwoord. Dit is vir my wat jy vervolg. Die mense wat saam met my was, het wel die lig gesien, maar nie die stem verstaan van hom wat met my gepraat het nie. Toe vra, wat moet ek doen, Here? Die Here sê toe vir my, staan op en gaan Damaskus toe. Daar sal alles vir jou gesê word wat God bepaal het dat jy moet doen. Die skerp lig het my blind gemaak en my reisgenote moes my aan die hand lei. So het ek in Damaskus aangekom. Is sekere Ananias, 'n man wat getrou volgens die wet van Moses geleef het en by al die Jode in die stad hoog aangeskrewe was, het na my toe gekom. Hy het by my kom staan en gesê, Saul, broer, jy kan weer sien. En dadelik kon ek weer sien. Toe sê hy, die God van ons voorvaders het jou uitgekies om sy wil te ken, die regverdigheid te sien en sy stem te hoor. Want jy sal vir alle mense sy getuie wees van wat jy gesien en gehoor het. En nou, waarom nog wag? Kom, laat jou doop en jou sondes afwas nadat jy sy naam aangeroep het. Ek het na Jerusalem toe teruggegaan en terwyl ek by die tempel besig was om te bid,
het ek in 'n geestesvervoering geraak en die Here het gesien wat vir my gesê het. Maak gou en gaan dadelik uit Jerusalem weg. Mense hier sal nie aanvaar wat jy van my getuig nie. Toe het ek gesê, ja Here, hulle weet dat ek die man is wat oral in die sinagoges die mense wat in die glo laat vang en laat slaan het. En toe Stefanus, die getuies, sy bloed vergiet is, het ek self daar bygestaan. Ek het dit goedgekeur en sy moordenaars sy klere opgepas. Toe die Here vir my gesê, jy moet hiervandaan weggaan, want ek wil jou ver wegstuur na die heidene toe. Hierdie aangrypende verhaal van Paulus en sy Damaskus belewenis vertel van sy bekering. Maar, soos ons reeds gehoor het, bekering is die antwoord op die werk, die uitnodiging van die Here wat hom uitverkies het tot wedergeboorte. Hierdie gedeelte lees ons in Handelinge 22 en die 83 vertaling. Mag het vir elkeen vandag voorreg wees om ook van die Here te getuig. En soos met Paulus, gebeur daar soms dinge wat dit vir mens moeilik maak, maar ook duidelik maak wat en hoe jy moet doen. Mag het vir elkeen van ons duidelik wees, hoe en in watter omstandighede ons wat ons moet sê en ons het moet sê, aan wie ons het moet sê, en laat ons nie daarvoor terugdeins nie. En daarom mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees en bly tot in ewigheid. Amen.